Nou, daar is oomblikke in 'n mens se lewe wat jy eers later besef 'n keerpunt was in jou lewe. Op daardie stadium het dit dalk gelyk soos 'n gewone dag, gewone oomblik, nog 'n gesprek, nog 'n besluit, nog 'n tree van gehoorsaamheid, nog 'n keuse wat jy gemaak het. Maar wanneer jy jare later terugkyk, besef jy dat dit is eintlik die plek waar die Here begin werk het met jou. Die dag wat jy tot bekering gekom het, dag wat jy ja gesê het vir die Here, daardie oomblik wat die Here begin werk het in my en jou lewe. Dis waar ons vir Elisa in 2 Konings 2 ontmoet. Hy staan op die drempel van 'n nuwe seisoen. Elia, sy mentor, sy geestelike vader, die man wat hom geleer het, die man wat saam met hom die pad gestap het, die man wat hom gevorm het, gaan van hom weggeneem word. Elisa weet dit, Elia weet dit, maar Elisa weet ook iets anders. God is nog nie klaar met hom nie. Daar is verseker meer. En daarom maak hy die doelbewuste keuse om naby aan God en Elia te bly. Bly naby aan God en Elia. En is eintlik hier waar die verhaal begin. Nie by die mantel nie, nie by die Jordaan nie, nie by die wonderwerk nie, maar by 'n man wat eenvoudig besluit het, ek gaan nie weg nie. Ek gaan nie weg nie. En miskien is dit die woord wat jy vanmôre moet hoor. Nie 'n nuwe wonderwerk nie, nie 'n belofte nie, maar eenvoudig die woord bly. Bly. Bly naby aan God, bly getrou, bly gehoorsaam, bly al verstaan jy nie alles nie. Bly wanneer God stil voel. Bly wanneer ander mense wegbeweeg, bly wanneer jou gebede nog nie eens beantwoord is nie. Want daar's iets wat God besig is om te doen in jou lewe terwyl jy naby aan hom bly. So daarom baie belangrik, bly naby aan God al draai ander mense om. 2 Konings 2 vers 2, Elia sê vir Elisa, bly hier want die Here stuur my na Bethel toe. Elisa se antwoord was, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle is toe saam na Bethel toe. Dan gebeur dit weer in vers 4. Elia sê, bly hier. Wat sê Elisa? Ek gaan saam. Weer in vers 6. Elia sê, bly hier. Elisa sê, ek gaan u nie verlaat nie. Ek gaan u nie verlaat nie. 3 keer kry hy die geleentheid om terug te draai. 3 keer kry hy die geleentheid om terug te draai. En 3 keer kies hy om naby te bly. Hy weet nie noodwendig wat voor lê vir hom nie. Hy weet nie wat wag vir hom nie. Maar hy weet een ding. Ek wil naby aan die Here wees. Ek wil naby aan u Here wees. Dit is geloof. Geloof beteken nie dat jy altyd weet wat God gaan doen nie. Geloof beteken dat jy vertrou wie God is. Jy weet wie God is, selfs wanneer jy nie alles verstaan nie. Hebreërs 11 vers 1 sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is nie gebaseer net op wat ek sien nie. Dit is gebaseer op wie ek vertrou. Wie ek vertrou. Daarom sê die woord vir ons in Spreuke 3 vers 5 tot 6, vertrou volkome op die Here en moenie op julle eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat julle doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Let op daardie woorde, moenie op jou eie insigte staat maak nie. Hoekom? Want daar is oomblikke in jou lewe wat daar gaan wees, wat jy sien en wat God sê nie dieselfde gaan lyk nie. Jou omstandighede gaan dalk nie dieselfde lyk soos wat God nou vandag vir jou die belofte gee nie. En daar gaan oomblikke wees waar jy dink, Here, dit maak nie sin nie. Dit maak menslik gesproke, maak dit nie sin nie. Maar geloof sê eenvoudig, al verstaan ek nie alles nie, ek kies om die Here te vertrou. Ek kies om op U te vertrou. En daarom, bly naby al verstaan jy nie. Ons is so geneig om God se teenwoordigheid aan ons omstandighede te koppel. As dit goed gaan met ons, dan is die Here teenwoordig. Maar as dit sleg gaan met ons, dan vra ons die vraag, waar is God? Maar ek wil hê jy moet besef vanmôre, God se teenwoordigheid verander nie, omdat jou omstandighede verander nie. Dit verander nie. Hy bly God. Dawid sê in Psalm 23 vers 4, hy sê, selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, ek is nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel.
Let op wat hy sê. Dawid sê nie, ek gaan nooit deur 'n donker vallei gaan nie, of deur 'n donker kloof gaan nie. Hy sê, wanneer ek deur 'n donker kloof gaan, weet ek dat U is by my. U is saam met my. Familie, die belofte is nie altyd 'n lewe sonder valleie nie. Daar gaan valleie wees. Daar gaan uitdagings wees. Daar gaan seisoene wees wat ons nie verstaan nie. Die belofte is eerder dat God saam met my deur jou vallei stap. Saam met my. Jesaja 43 vers 2 sê, as jy deur water moet gaan, ek is by jou. Of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie en die vlam sal jou nie brand nie. God sê nie, jy sal nooit deur water of vuur gaan nie, maar hy sê, wanneer jy daardeur gaan, sal ek saam met jou wees. Dis die geheim van Elisa se lewe. Hy hoef nie te weet wat voorlê nie. Hy moet net weet, God is daar. God is daar. En dis presies wat Jesus ook ons leer. In Johannes 15 vers 4 sê Jesus, julle moet in my bly en ek in julle. Die loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. En dan vers 5 sê hy, wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Dis een van die belangrikste beginsels van geestelike volwassenheid. Bly, staan vas, wees gefestig in die Here. Jesus sê nie vir my en vir jou werk harder nie, hy sê eenvoudig vir my en vir jou vanmôre, bly in my. Bly in my. Moenie wegbeweeg nie. Moenie wegbeweeg wanneer ander mense omdraai en gaan nie. Bly in my, bly naby. Bly standvastig. Want die geheim van 'n vrugbare lewe is nie eerstens meer doen nie, dit is om dieper te bly. Dieper te bly. Jy kan baie doen en jy kan min vrug dra. Maar wanneer jy in Christus bly, begin sy lewe deur jou vloei. Begin hy binne in my en jou werk en hy gebruik my en jou om daar buite verskil te maak. 'n Belangrike waarheid wat ons ook vanmôre moet raak sien is God vorm jou karakter voordat hy jou gebruik. Jy sien, ons wil baie keer die mantel hê. Ons wil die verantwoordelikheid hê, maar ons wil nie altyd hierdie proses gaan wat die mantel vooraf gaan nie. Ons wil graag die salwing hê, maar ons wil nie deur die karaktervorming gaan nie. Ons wil graag die roeping hê, maar ons wil nie altyd gehoorsaam wees nie. Ons wil graag die platform hê, maar nie altyd die verborgde plek nie. Maar God werk anders. God werk anders. 1 Samuel 16 vers 7 sê, die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. Na die innerlike. Mense kyk na jou vermoë, God kyk na jou hart. Hy weet wat in my en jou hart aangaan. Mense kyk na jou talent, God kyk na jou karakter. Mense kyk na wat jy doen, God kyk na wie jy besig is om te word. Dink aan Dawid. Samuel salf hom as koning, en mense sal nou dink, hy gaan direk na dit, gaan hy som op die troon gaan sit, gaan hy as koning regeer. Nee, daar's 'n lang wagtydperk wat hy deurgaan. 'n Tyd van vlug, 'n tyd van verwerping, 'n tyd van grotte, 'n tyd waar hy moes leer om God te vertrou. Daarom sê dieselfde Dawid in Psalm 27 vers 14, wag op die Here. Wag op die Here, wees sterk, hou goeie moed. Ja, wag op die Here. Waarom moet ons soms wag? Omdat God besig is om iets binne in my en jou lewe te doen. Hy's besig om my en jou te skaaf en te skuur. Hy's besig om ons hart te vernuwe. Hy's besig om ons te vorm. Jakobus 1 vers 2 tot 4 sê, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eindtyd volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Kyk nou na die woorde, geestelike rypheid. God is nie net geïnteresseerd in hoe vinnig jy by jou bestemming uitkom nie, hy is geïnteresseerd in wie jy word op pad daarheen. Paulus sê in Romeine 5 vers 3 tot 5, hy sê, dit is nie egter al nie, ons verheug ons ook in ons swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van die geloof, en egtheid van die geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Daar is 'n eenvoudige proses. Swaar kry en uitdagings lei tot volharding. Volharding lei tot karaktervorming
en vorming lei tot hoop. Ons wil graag die hoop hê, maar ons wil dikwels nie die proses hê wat die Here ons deurvat nie. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, moenie die seisoen haat waarin God jou besig is om te vorm nie. Moenie dink dat die wagtydperke gemors is nie. Moenie dink dat die verborgde plek beteken God het van jou vergeet nie. Miskien is dit presies daar waar hy besig is om aan jou te werk. Miskien is dit presies daar waar hy besig is om jou te vorm en jou te skaaf en te skuur. En natuurlik baie belangrik, wees getrou in die kleine. Wees getrou in die kleine. Jesus sê in Lukas 16 vers 10, wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is in die groot dinge oneerlik. Dit is 'n koninkryksbeginsel. God toets nie altyd jou vermoë om die groot dinge te doen nie. Nee, hy toets jou bereidheid om die klein dinge getrou te doen. So my vraag aan jou vanmôre is, kan God jou vertrou met klein verantwoordelikhede? Kan hy jou vertrou wanneer niemand kyk nie? Kan hy jou vertrou met jou woorde, met jou geld, met jou tyd, met jou huwelik, met jou hart, met jou gedagtes, met die invloed wat jy het? Want karakter word nie gebou wanneer almal kyk vir jou nie. Karakter word gebou dikwels wanneer niemand vir jou kyk nie. Daarom soek God se teenwoordigheid bo alles. Wanneer Elia vir Elisa vra wat wil hy hê, antwoord Elisa baie eerlik vir hom in 2 Konings 2 vers 9. Hy sê, laat daar asseblief 'n dubbele deel van die gees na my kom. Hy kon vir enigiets gevra het. Enigiets, maar hy vra dit. En dit laat my onmiddellik dink aan Moses se woorde in Eksodus 33 vers 15. As die teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet u ons nie van hier af laat optrek nie. Dis 'n ongelooflike gebed. Met ander woorde, Moses sê, Here, as u nie saam met ons gaan nie, gaan ons nie 'n tree verder gee nie. Ons wil hê dat u saam met ons gaan. U saam met ons gaan. Dis die hart van 'n diep verhouding met God. Nie, Here, gee my die land. Gee my nog nie. Maar Here, gee my net u. Gee my net u. Moses het God se teenwoordigheid bo God se seëninge gekies. Eksodus 33 vers 14, die Here het gesê, moet my teenwoordigheid saamgaan en moet ek vir jou rus gee? Dis God se antwoord. Nie ek sal vir jou 'n maklike pad gee nie, maar my teenwoordigheid sal saam met jou gaan. En dis meer as genoeg. Psalm 16 vers 11 sê, u leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Psalm 84 vers 11. Een dag in die huis is beter as 1000 daar buite. Psalm 73 vers 25. Daar is niks in die hemel of op aarde wat vir my meer beteken as u nie. Dit is wat beteken om dieper te gaan, familie. Dis wat dit beteken om dieper te gaan in jou verhouding met die Here. Om uiteindelik te sê, Here, al kry ek niks van U af nie. U is meer as genoeg. U is meer as genoeg. En familie, een van die moeilikste dinge is wanneer God stil voel. God stil voel. Ons bid, ons wag, ons vra, maar niks gebeur nie. En dis dikwels daar waar ons begin twyfel. Waar ons begin twyfel. Maar hoor wat sê Psalm 46 vers 11, wees stil en weet dat ek God is. Wees stil en weet dat ek God is. Stilte is nie die afwesigheid van God nie. Dis die ruimte waarin God jou leer om hom te vertrou. Jesaja 40 vers 31 sê, maar wie op die Here wag, herwin hulle krag. Hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop, maar raak nie afgemat nie. Hulle loop, maar word nie moeg nie. Let op daardie woorde, die wat op die Here wag. Nie wat alles verstaan nie, nie wat alles beheer nie, maar die wat wag op die Here. Wanneer Elia uiteindelik opgeneem word, val die mantel op die grond, Elisa tel dit op, en dan kom hy by die Jordaan. 2 Konings 2 vers 14. Hy het met hierdie mantel wat van Elia afgeval het, op die water geslaan en gesê, waar is die Here, die God van Elia? Waar is hy? Dis 'n geweldige ernstige vraag. Geweldige ernstige gebed. Nie waar is Elia nie, maar waar is die Here? Want Elia is weg. God is nie weg nie. God is nie weg nie. Daar is iets wat ons hierin moet leer. Mense verander, maar God verander nooit nie. Mense gaan verander. Mense se woorde kom en gaan. Mense se dade kom en gaan. Mense maak keuses wat ons baie keer seer maak.
maar God verander nooit nie. Omstandighede verander, maar God bly God. Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Maleagi 3 vers 6, ek die Here het nie verander nie. Jakobus 1 vers 17, by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is nie. Jou seisoen kan verander, jou omstandighede kan verander, mense kan verander, maar God bly God. So vat die mantel vermoere. 2 Konings 2 vers 13, hy het die mantel wat van Elia afgeval het opgetel. Hier is die punt, die mantel het geval, maar Elisa moes dit optel. Hy moes 'n keuse maak om te sê, ek gaan dit optel. God kan jou roep, maar jy moet antwoord. God kan vir jou geleentheid gee, maar jy moet beweeg. God kan vir jou 'n deur oopmaak, maar jy moet daardeur stap. God kan jou vergewe, maar jy moet sy genade ontvang. God kan sê, volg my, maar jy moet opstaan. Jy moet die keuse maak. Jy moet jou kruis opneem en agter hom volg. Jakobus 2 vers 17 sê, so gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Geloof is nie net iets wat jy glo nie, geloof is ook iets wat jy doen. Noag het gebou, Abraham het beweeg, Moses het teruggegaan Egipte toe, Petrus het uit die boot het geklim, die vrou met die bloedvloeiing het hierdie skare gedruk, Bartimeus het geroep, en Elisa het die mantel opgetel. Daar kom 'n oomblik waar jy moet ophou sê, eendag, en sê vandag tel ek die mantel op. Maar ons moet ook verstaan, die mantel is ook 'n groot verantwoordelikheid. Dis nie net 'n simbool van mag nie. Dis 'n groot verantwoordelikheid. Dis 'n simbool van groot verantwoordelikheid. Jesus sê in Matteus 25 vers 21, mooi so, goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde. Weerens die woord getrou. God vra nie vir jou wat hy vir iemand anders te vra nie. Hy vra eenvoudig vir my en vir jou, was jy getrou en is jy getrou met dit waartoe ek jou toevertrou het? Is jy getrou in die kleine? Is jy getrou in die groote? Is jy getrou wanneer niemand kyk nie? Is jy getrou? 1 Korintiërs 4 vers 2 sê, boonop word van sulke bedienaars verwag dat elkeen van hulle getrou bevind sal word. Nie beroemd nie, nie indrukwekkend nie, nie perfek nie, maar getrou. En dan natuurlik, God gee die krag om die roeping te dra. En dis die hart van vanmôre se boodskap. God roep Elisa, maar hy los hom nie alleen nie. Hy gee nie net vir hom die taak nie, hy gee vir hom die toerusting, hy gee nie net die roeping nie, maar hy gee homself vir Elisa. Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur mag of deur krag nie, maar deur my gees, sê die Here die Heerser oor alle magte. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. God sê nie, jy moet dit self doen nie, hy sê, my gees sal jou toerus. Filippense 2 vers 13, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak, om sy wil uit te voer. Dink daaroor, God gee die wil, hy gee die vermoë, hy gee die krag, hy gee die genade, hy gee dit alles vir my en vir jou, om die roeping uit te leef. In 2 Korintiërs 12 vers 9 bid Paulus, dat hierdie doring in die vlees verwyder sal word, so dit al baie genoem. En dan gee God vir hom hierdie antwoord, hy sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word juis in swakheid volbring. En dis een van die mooiste waarhede van die evangelie. Jy hoef nie altyd sterk te wees nie. Jy hoef nie altyd sterk te wees nie. God sê nie, jy hoef nooit swak te wees nie. Hy sê, wanneer jy swak is, word my krag sigbaar in jou lewe. Daarom sê Paulus, wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. Miskien sê jy vandag, miskien sit jy hier vanmôre en sê, ek is nie sterk genoeg nie. Ek is nie sterk genoeg vir die roeping wat op my lewe is nie. Jy hoef nie te wees nie. Dalk sê jy vanmôre, ek is nie bekwaam genoeg nie. Die Here sê vir jou eenvoudig, my genade is vir jou genoeg. Jy sê dalk, ek weet nie hoe nie, maar God sê vir jou, my gees sal jou lei. Jy sê dalk, ek weet nie wat volgende is nie, God sê vandag vir jou, bly naby aan my. Nog 'n belangrike ding wat ons moet leer is, moenie iemand anders se mantel probeer dra nie. Moenie iemand anders se mantel probeer dra nie. Elisa kry Elia se mantel, maar, hier is die belangrike ding, Elisa word nooit Elia nie. Hy word Elisa. Dis belangrik. Want soms spandeer ons hele lewe lank om soos iemand anders te wees, dit terwyl God my en jou roep
om ons unieke self uit te leef. Psalm 139 vers 13 tot 14 sê, U het my gevorm. Ek wil U loof omdat U my op 'n wonderbaarlike wyse geskep het. God het jou doelbewus geskep. Met jou persoonlikheid, jou gawes, jou talente, jou storie, jou ervarings, jou sterkpunte, alles van jou. Selfs die plekke waar jy gebroken is, gebruik God in sy almag. 2 Korintiërs 4 vers 7, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons af nie. Hoekom? Sodat dit duidelik kan wees, dat hierdie alles oortreffende krag van God afkom, en nie van my en jou nie. Ja, ek en jy is die kleipot, God is die skat. Hy gee vir my en vir jou die krag is syne, dis syne. Terug na Elisa toe, hy staan voor die Jordaan, hy het die mantel in sy hand, maar hierdie rivier staan voor hom. En dit is so 'n belangrike detail om te besef, want ons dink baie keer, wanneer God ons roep, wanneer God vir ons 'n opdrag gee, dan gaan alles net smooth sailing wees. Alles gaan net maklik wees. En dit is nie so nie, familie. Dit is nie so nie. Die roeping verwyder nie die Jordaan nie. Die roeping gee jou die moed om deur die Jordaan te gaan. Dis soos die Here wat vir Josua sê in Josua 1 vers 9, hy sê, ek self gee vir jou die opdrag, wees sterk en wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. God sê nie, daar sal niks wees om voor bang te wees nie, hy sê, dat moenie bang wees nie, want ek is by jou, ek is saam met jou. Petrus is 'n voorbeeld hiervan. In Matteus 14 vertel van Petrus hoe hy vir Jesus sien op die water. Hy klim uit die boot uit, hy loop na Jesus toe, hy fokus op die Here, hy loop op die water, maar die oomblik toe hy fokus verloor, die oomblik toe hy kyk na die winde, die oomblik toe hy kyk na die storm, toe begin hy te sink. Luister familie, die storm was nooit die probleem gewees in Petrus se lewe nie. Was nooit nie. Petrus se fokus was. Daarom sê Hebreërs 12 vers 2 vir ons, terwyl ons oog gefestig hou op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Wanneer die Jordaan voor jou staan, hou jou oog op Jesus. Wanneer die wind waai, hou jou oog op Jesus. Wanneer jy nie weet watter kant toe nie, hou jou oog op Jesus. Wanneer jy bang is, fokus op Jesus. Jesus sê in Johannes 15 vers 9, net soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. Daardie woord weer wat hy sê, bly in sy liefde, bly in sy woord, bly in sy teenwoordigheid, bly in sy gehoorsaamheid, bly naby altyd. En dan sê Jesus verder in vers 11, dit sê ek vir julle, sodat julle my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Dieper beteken eenvoudig vanoggend vir my en vir jou, God is genoeg. God is genoeg. As ons kyk na Paulus se lewe, daar's baie goed wat hy homself oor kan roem. Daar's baie goed. Maar in Filippense 3 vers 10 sê hy, al wat ek wens, al wat ek vra, al wat ek bid, al wat ek nog smag, is om Christus te ken. Om Christus te ken. Nie ek wil meer sukses hê, of ek wil 'n groter naam hê, of ek wil groter invloed hê nie, maar om Christus te ken. En miskien is dit ook ons gebed vanmôre. Here, ek wil U ken. Ek wil nie net van U hoor nie, ek wil nie net van U weet nie, ek wil nie net oor U praat nie, ek wil U persoonlik ken. Dit is dieper. Dit is dieper. So wat beteken dit alles vir ons? Miskien is jou mantel vandag nie 'n verhoog nie. Miskien is jou roeping nie 'n verhoog nie. Miskien is dit nie 'n platform nie. Miskien is jou mantel jou huis. God het vir jou gesin gegee. Efesiërs 5 vers 25, mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Miskien is jou mantel jou kinders. Deuteronomium 6 vers 6 tot 7. Hierdie gebooie moet jy jou kinders inskerp en met hulle daaroor praat wanneer jy in jou huis is en wanneer jy op pad is. Miskien is jou mantel jou werk. Kolossense 3 vers 23. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here. Miskien is jou mantel diensbaarheid. Galasiërs 5 vers 13, dien mekaar in liefde. Miskien is jou mantel vergifnis vanmôre. Efesiërs 4 vers 32, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Miskien is jou mantel vanmôre gebed. 1 Tessalonisense 5 vers 17,
bid gedurig. Miskien is jou mantel 'n strewe na heiligheid, 1 Petrus 1 vers 15 tot 16. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Wat dit ook al vanmôre is, vat die mantel, tel dit op, maak dit persoonlik, neem verantwoordelikheid, want God het dit vir my en vir jou gegee. En familie, die mantel begin altyd by 'n ja. Elke groot beweging van God in die Bybel het begin by mense wat bereid was om ja te sê. Jesaja sê, Here, hier is ek, stuur my. Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. Petrus en Andreas het dadelik hulle nette gelos en hom gevolg. Matteus het opgestaan en hom gevolg. Die vraag is nie altyd, Here, waarheen gaan U my lei nie? Maar soms is dit nodig net om te sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Stuur my. My antwoord is ja. Ons jaartema vir die jaar was en is dieper. Dieper. Maar dieper beteken ek bid wanneer niemand kyk nie. Ek vergewe wanneer niemand my dwing nie. Ek gee wanneer niemand weet nie. Ek dien wanneer niemand eer gee nie. Ek bly getrou wanneer niemand my beloon nie. Ek kan bid wanneer ek nie voel nie. Ek vertrou wanneer ek nie eens verstaan nie. En ek is gehoorsaam, al kos dit my iets. Dit is dieper familie. So ten slotte, miskien het jy vanmôre hier ingestap en jy voel, Here, ek wil gebruik word deur U. Ek wil gebruik word. Ek het hierdie begeerte om gebruik te word deur U. Dalk sê die Here vanmôre vir my, vir jou, ja, ek wil jou gebruik, maar bly eers naby. Bly eers naby. Miskien sê jy, Here, gee my meer, en God sê vir my en vir jou, soek my eers. Miskien sê jy, Here, maak die Jordaan oop, en God se woord sê vir ons, vat eers die mantel, tel dit eers op. Miskien sê jy, Here, ek is nie sterk genoeg nie, en God se woord sê vir ons, my genade is vir jou genoeg. Miskien sê jy, Here, ek weet nie wat volgende is nie, ek weet nie wat daai volgende trappie is nie, ek weet nie wat daai volgende stappie is nie. En God se woord sê vir my en vir jou, vertrou my. Spreuke 3 vers 5, vertrou volkome op die Here, en moenie op julle eie insig te staat maak nie. Miskien sê jy, Here, ek is bang, en God se woord sê vir my en vir jou, Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Miskien sê jy vanmôre, Here, ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie goed genoeg nie. U ken my verlede, u weet wat ek al gedoen het, ek is nie goed genoeg nie. Maar God se woord sê vir my en vir jou, my genade is vir jou genoeg. Genoeg. Miskien sê jy, Here, ek verstaan nie. Maar God sê eenvoudig vanmôre vir my en vir jou, vertrou my net. Vertrou my net. Miskien is die antwoord van God vanmôre net so eenvoudig in my en jou lewe. Dalk sê hy net vir my en vir jou, bly naby. Beweeg dieper. Vertrou my en vat die mantel. Vat die mantel. Vat dit, neem dit ernstig op. Ek wil jou vanoggend los met 3 vrae. Eerste vraag is, bly jy naby? Bly jy naby wanneer dinge moeilik raak? Wanneer mense jou teleurstel? Wanneer God stil voel? Wanneer jy nie verstaan nie, bly jy naby? En tweedens, soek jy God of soek jy sy gawes? As God jou gebed nie beantwoord soos jy wou hê nie, sal jy hom nog steeds aanbid? As die deur nie oopgaan nie, sal jy hom nog steeds vertrou? As die wonderwerk nie gebeur nie, sal jy nog steeds sê, Here, U is genoeg. U is meer as genoeg. En derdens, sal jy die mantel optel. Wanneer God jou en my roep, sal jy antwoord. Wanneer jy vra om te vergewe, sal jy. Wanneer jy vra om te dien, sal jy. Wanneer jy vra om te verander, sal jy. Wanneer jy vra om dieper te gaan, sal jy. Sal jy. Jy sien familie, wanneer ons praat oor roeping, dan dink ons gewoonlik aan die predikant wat hier voor staan. Ons dink aan hierdie groot ding wat die Here op ons lewens sit. Maar jy weet dat die roeping in my en jou lewe, elkeen van ons het 'n roeping. En dit kan uitgeleef word by jou huis, by jou werk, in jou vriendegroep, waar ook al jy gaan, waar ook al jy beweeg, kan jy daai roeping uitleef. En familie, dis tyd dat ek en jy daai mantel optel. Dis tyd dat ek en jy dit ernstig opneem, en dit vat, en dit gaan uitleef. So ten slotte om vanmôre se boodskap in een sin op te som, voordat God jou die mantel gee om te dra, leer hy jou om naby aan hom te bly. En wanneer die mantel val, vra geloof nie, is ek sterk genoeg nie, maar is ek bereid
om dit op te tel? Is ek bereid om die mantel op te tel? Ek gaan net hier vanmôre stop. As die Here wil, sal ons volgende week verder en dieper gaan in die lewe van Elisa. Kom ons sit net so en dan sluit ons oë. Here Jesus, ons besef vanmôre net die groot verantwoordelikheid wat daar is om hierdie mantel op te tel. Maar ons verstaan ook en ons besef ook vanmôre dat U vir elkeen van ons 'n mantel gegee het. Dat U vir ons 'n roeping gegee het. Here, mag ons vandag verstaan en ook besef dat ons roeping kan uitleef waar ook al ons gaan. By ons werk, by ons huise, by ons gesinne, in ons huwelik, by ons kinders, waar ook al ons gaan, is ons geroep om daai roeping lewendig uit te leef. En Here, mag ons ook verstaan en besef vanmôre dat U gee ons die krag. U Gees stel ons in staat om hierdie roeping uit te leef. Dit is nie uit ons eie krag uit nie, maar alleenlik uit U krag uit. Uit dit wat U in ons lewens kom doen. So my gebed vanmôre is eenvoudig, Here, bemagtig ons, versterk ons, bevestig daardie roeping in elkeen van ons se lewens, en dat ons dit ernstig sal neem, en dat ons werklik die sout en lig daar buite sal wees vir hierdie wêreld. Here, ons sê dankie vir U woord, dankie dat U woord so vol waarheid is, dat dit gelaai is met waarheid, oor wie U is en wat U doen in ons lewens. Ons groot behoefte, ons begeerte vanmôre is net om naby aan U te wees. Help ons om naby te bly, nie net op 'n Sondagoggend nie, maar elke liewe dag van die week, elke liewe dag. Help ons om naby U te bly, help ons om U te soek, in die woordtyd te spandeer, in gebedtyd te spandeer, en net U deel te maak van ons lewens. Ons het U so nodig, hierdie wêreld het U so nodig. So Here, wees met ons, saam met ons in hierdie week, waar ook al ons gaan, sal U ons bemagtig, sal U vir ons krag gee, sal U vir ons wysheid gee en insig gee, sal U ons wys hoe om te leef, sal U ons help om die regte keuses te maak, regte besluite te maak, wat U verheerlik en U naam groot maak. Ek sê vir U dankie vir vanmôre, dankie vir elkeen wat hier so is vanmôre, mag U hulle nou ryklik seën, en wanneer hulle hier uitstap uit hierdie gebou uit, mag hulle weet dat U teenwoordigheid saam met hulle gaan, en dat U teenwoordigheid by hulle sal wees. Ek loof U en ek prys U groot en heilige naam, die naam bo elke naam, die naam van Jesus Christus, en almal sê saam, amen.